Goeiemôre, dit is so lekker om in die huis van die Here te wees vandag. En ek is bly jy is hierso. Ons weet daar's baie goed wat deur die week gebeur, baie slegte goed partykeer. Maar die tyd wat jy uitkoop om by 'n kerk te kom op 'n Sondag, dit bring iets nuuts. Is dit nie so nie? Dit bring iets nuuts in jou. En ek glo en ek vertrou dat hierdie woord wat vandag uitgaan, is vir jou. Vir elkeen van julle. Nie net vir my daar, nie vir Jacques of vir enige iemand anders nie, maar vir jou. Jy is hierso met 'n doel en God is hierso om jou te gebruik. Daar is regtig iets besonders hoe Jesus mense roep. Ons het laas gekyk na die kruisiging en al sy disippels was daar gewees. Maar dit is besonders hoe Jesus mense kies. Het jy al gesien hoe Jesus mense gekies het? So, hy het nie mense gekies wat volmaak is, nie mense gekies wat regtig alles agter mekaar het nie. Wie alles al agter mekaar in hulle lewens? Wie is volmaak? Is iemand die volmaak? Is jy hierso wat jy sê van ek weet wat môre gebeur, ek is fine. Ons is mens. Waar ons twyfel. Ons is mens wat nie perfek is nie. Niemand hierso is perfek nie. Nie is ek wat hier voor staan. Maar hy roep nie mense wat perfek is. Hy roep nie mense wat alles agter mekaar het nie. Hy roep nie mense wat, hy sê, ons weet wat deur die lewe gaan het, ek ken dit, wat is daai van, got a t-shirt, nee? I got a t-shirt. Been there, done that, got a t-shirt. Maar hy geroep 'n gewone mens. 'n gewone mens. Jy wat hierso sit, roep hy. Kom ons vat gou 2 jaar terug. Toe Jesus voor hy nou by die kruis was, voor hy nou by die alles wat ons laasweek gevier het, voor hy daar was, het hy mense gekies. Hy het die mense gekies met 'n rede, met 'n doel. En hierdie mense wat hy gekies het met 'n rede en met 'n doel, is om die wêreld te verander. Is nie so nie? Dink gou vir jouself. As jy nou iemand moet kies om die wêreld te verander, wie kies jy? Dink vir jouself, jy gaan nou seker dink, ek gaan nou die slimste op aarde gebruik, want hy gaan seker alles kan uitlê, of hierdie persoon wat miskien vir ons tegnologie kan maak, en dat ons vir ewig kan lewe. Ons dink baie keer so van die fisiese goeders. Maar Jesus het 'n ander manier gehad om mense te kies. Hy het 'n visserman gekies. 'n ongeleerde visserman. Het jy al ooit gaan visvang? Het jy ooit gaan visvang? Was jy ooit by die see gewees en gesien hoe die mense vis uittrek uit die water uit? Maar was jy ooit by 'n plek gewees waar hulle vis inbring? Dit stink. Dis nie 'n lekker plek nie, dis harde werk. Daar's 'n ding op Discovery Channel van The Deadliest Catch waar hulle in die oseaan ingaan en hulle gaan vang daarso vis. Dis harde werk. En Jesus kies 'n visserman. Nie net visserman nie, maar vissermanne. En hierdie visserman was impulsief gewees. Hy was emosioneel gewees. Hy was verlore gewees. Dink jy dit lyk baie soos ons partykeer? Ek weet nie of jy stink nie, maar dit stink nie so vis nie. Maar ons is baie keer is verlore en ons vind onsself nie altyd waar ons moet wees nie. En ons dink altyd, al wat ek doen in die wêreld is ek doen net in hierdie wêreld wat ek moet doen. Maar dit is presies wie Jesus gedoen het, of wie hy gekies het, 'n visserman, 'n persoon wat niemand anders sou gekies het. En jy sit vandag miskien hierso en hy sê, maar ek is 'n doodgewone persoon. Ek sê jy is die perfekte persoon wat die Here kan gebruik. Hy roep jou en dan vorm hy. Is nie van hy roep jou en alles agter mekaar het nie. Hy roep jou om jou te vorm. So ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie visserman. Ek dink julle weet wie ek van praat. Dis 'n ou Petrus, Simon Petrus, ou visserman, 'n doodgewone mens wat sy werk gedoen het. En hoor wat Jesus vir hom sê. In Lukas 5 lees ons waar Jesus nou na die see toe gaan en hy sien vir Simon, nog nie Petrus nie, net vir Simon. En hy sê vir hom, gaan uit en laat jou net val aan die ander kant. Maar hy sê, Here, ons het daar 'n hele nag gevang, ons vang niks nie. En hulle gooi net, maar hy sê, Here, maar as U vir my sê, iets my gesê, so hy gooi uit. En toe wat gebeur? 'n wonderwerk.
Hierdie visserman het 'n wonderwerk gesien. Die visse was so baie gewees dat hulle begin vang het, dat die ander mense by die ander skei moes gekom het en hulle gehelp het. En Simon kom en hy val voor Jesus neer en hy sê, Here, gaan weg van my, want ek is 'n sondaar, U ken my, ek is sondaar, gaan weg van my, ek is nie goed genoeg nie. Luister wat Jesus sê, vers 10 en 11. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie. Ek wil daai mooi woord het gou in jou kop indruk. Dit mash. Moenie vrees nie. God het jou gekies, so moenie vrees nie. Hy sê dit vir Petrus. Hy het dit soveel keer oor die Bybel gesê, waar ons hoor die woorde van moenie vrees nie. So hy sê vir Simon, moenie vrees nie. Van nou af sal jy mense vang. 'n ander vertaling sê, jy sal visser van mense word. En nadat hulle die skei op land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Do not be afraid. Do not be afraid. As die Here jou roep, as die Here jou gekies het, moet jy nie bang wees. Want hy het jou gekies. Amen? Jy is hierso. Jesus roep jou nie vir wat jy is nie, vir wat 'n posisie jy is in die wêreld nie, vir geld jy het nie, of jou intelligensie nie. Hy roep jou waar jy nou is. Hy roep jou ook al waar jy gaan. Hy roep jou nou. My boetie en sussie, elkeen van julle wat hierso sit vandag, het die Here geroep. Hy het nie vir my geroep nie, hy het nie vir Jacques geroep nie, hy het nie vir hom Willie, vir oupa, vir almal wat in sending of in enigiets van die bediening was nie. Hy roep elkeen van ons. He's calling each one of us to come because he is forming us. So kom ons kyk gou Petrus. Ek sê is impulsief. As jy nou die evangelies gaan lees en jy gelees het hoe Petrus was, hoor jy, hy was impulsief geweest baie keer. Hy het baie keer manne, ons is baie keer impulsief. Ons sê goed voor ons dink. En Petrus het baie goed doen. Hy het goed gesê voor ek gedink het. So hy was impulsief geweest, hy was emosioneel geweest. Hy was soms roekeloos geweest. Maar Jesus sê vir hom, volg my. Nie maak eers reg wat jy verkeerd gedoen het nie, gaan maak eers reg by jou huis nie, maak jouself, kry jou lewe eers agter mekaar nie, word eers beter nie. Hy sê, volg my. En Jesus sê vir jou vandag, maak nie saak hoe jou lewe lyk en hoe jou situasie lyk nie, volg my. Dis wat hy vandag vir jou sê. Hy gee nie om van jou verlede nie, hy gee nie om wat jy alles gedoen het nie, hy gee om vir jou, want hy wil jou gebruik, en hy kan jou gebruik, en hy kan jou vorm, maar jy moet kom. Amen. Sê vir die persoon langs jou, Jesus roep jou. Hy weet nie iemand voor jou nie. Jesus roep jou. God wag nie dat ons perfek is. Ons almal dink ons moet perfek wees. En ons moet weet wat volgende is. Mag God gebruik jou. Ek dink baie keer as ek net van my lewe kan kyk, dink altyd vir myself, hoe kon die Here my gekies? Ek was nie gereed gewees vir wat hy beplan het nie. Ek het nie vir myself gedink dat ek voor ooit gaan staan nie. Ek het nooit gedink vir myself nie. Maar nog steeds die Here my gebruik en nog steeds kan die Here jou gebruik. Nie net noodwendig om hier so te staan nie, maar om te staan waar God jou wil hê. Waar hy jou kan gebruik. En jy dink miskien maar ek is soos die laagste van die laagste. Niemand kyk na my nie. Mense sien my nie eers raak in 'n gebou nie. Is dit nie so nie? Dis die perfekte persoon, jy is die perfekte kandidaat wat Jesus sien. Kom ons lees 1 Korintiërs 1 vers 27. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyses te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Ek sê nie dat jy swak is nie. Ek sê nie
dat jy die minste van die minste is. Maar ons voel baie so. Ons voel baie keer, hoe kan die Here my gebruik? Ek het soveel goed gedoen in my lewe. My familie is nie so die bestes in die dorp nie. Ek kom net maand vir maand deur. Hoe kan die Here my gebruik? Wel, God het, en hy gaan. Hy het soveel mense gebruik wat niks gehad het nie. En hy sê hierso in 1 Korintiërs, wat Paulus vir ons skryf, hy vat die minste, om die meeste wat wêreld dink, hulle is goed, hulle dink hulle is hierdie allerhoogste, om hulle skaam te maak. Hoekom? Want God gebruik gewone mense. Hy gebruik vir my en jou. Vra vir jouself, dink jy is goed genoeg? Dink jy is goed genoeg vir God? Dink jy is miskien geestelik genoeg? Ken jy jou Bybel? Praat jy elke dag met God? Is jy besig om 'n lewe van 'n Christen te lewe? Wel, baie van ons is dit 'n nee. Ons het soveel nee's daar so partykeer, want die lewe is moeilik. Die lewe laat nie altyd ons toe om vorentoe te gaan nie. En dan word ons kwaad. Ons word depressief. Ons word moedeloos. En dan dink ons vir onsself en plant die vyand daai saadjie in jou kop en sê jy is nie goed genoeg dat God jou kan gebruik. En jy ken nie eens jou Bybel nie. Kyk hoe sleg is jy. Jy ken nie eens waar staan die bekendste vers in die Bybel, die Psalm 23. Wat staan daar so? Jy kan dit nie eens opsien. Daar's soveel goed in ons kop en dink vir onsself, joh, maar kyk hoe ken Willie die skrifte, kyk hoe ken Jacques die skrifte. Soos jy en jy sê vir jouself, ek ken glad nie eers dit. Dit diskwalifiseer jou nie. En om geestelik te wees, dis 'n proses, my vriend. Jy gaan nie ewe skielik alles weet en alles kan doen. Dis 'n proses wat God gebruik. En selfs wanneer hy met Simon gebruik het om hom Petrus te maak, was dit 'n proses gewees. Dis presies wie Jesus roep. Hy roep die wat dink hulle is nie goed genoeg nie. Hy roep die wat dink hulle is nie geestelik goed genoeg nie. Hy roep die wat dink hulle is nie goed genoeg nie. Maar dit is 'n proses. In die lewe wat ons vandag lewe, wie het almal 'n mikrogolfoond in hulle huis? 'n Microwave. Kyk, daar's 'n nuwe ding wat nou uitgekom het. 'n Airfryer. Wie het 'n airfryer in hulle huis? Baie van ons het hierdie vinnigste utensils, hierdie mikrogolf was dit toe in die 90's of die 80's uitgekom het, 70's, dis die 70's uitgekom, ekskuus. Toe daar uitgekom het, almal gedink, "Wow, hierdie is 'n nuwe ding, dit is so vinnig." En nou die airfryer, jy sit alles net in, draai die knoppie, hy ting vir jou en jy's reg en die kos is klaar. Ons wil alles vinnig hê. Ons gaan na KFC toe of miskien as jy wherever jy gaan na 'n fast food plek toe, jy gaan net bestel by die winkel, of hierdie deur, jy betaal hierso en jy kry jou kos binne 10 minute. Ons soek goed baie keer vinnig. Goed moet vinnig gebeur, vinnig verander. Die weet mense wat, jong mense vandag, hulle speel games en goed verander so, vinnig. As jy 'n foon vandag het, hoe vinnig verander hierdie foon se tegnologie? Hierdie is 'n nuwe foon, môre is hy 'n ou foon. Alles verander vinnig, en ons soek alles vinnig, ons soek alles nou, vinnige deurbraak, vinnige verandering, vinnige deurkoms, ons soek iets vinnig, we begin vinnig geld maak, ons wil vinnig, hallo, is dit nie so in ons wêreld nie? Die lewe is gejaag, jou dag is gejaag, jy kry nie tyd vir goeders nie, jy kry nie tyd om met die Here mee te spandeer. Maar vertrou God se proses. Ons het baie keer vinnig resultate, maar God se resultaat is ietsie wat soos in 'n slowcooker is. Of ietsie wat in 'n bout wat in 'n oond is. Dit vat tyd. Hoekom vat dit so baie tyd? Om dit lekker te maak. Ek het al ooit kos geproe wat tuis gemaak is en dit het tyd gevat. Homemade food that takes time is delicious food. En is dit so? Dis lekker. As ouma vir ons altyd nooi en sy maak 'n bout of sy maak hoender
En ek kan proe, dit is met liefde gemaak, maar ook die tyd wat dit verspandeer het om dit te maak. En God gaan met jou tyd spandeer om jou te maak. Nie altyd vinnige resultate soek nie. Ek bid vir hierdie, môre gebeur dit nie, wel, ek het probeer. Nee, dis 'n proses. Carry on, go on. Maar miskien voel jy vandag, maar ek het al hierdie goed gedoen, en ek doen dit goed al jare lank, ek wag al so lank vir die Here, ek bid al so lank vir die Here, ek lees Bybel elke dag, en ek spreek dit, maar niks gebeur nie, ek wil sê, hou aan, nie opgee nie. Jou deurbraak is op pad, maar jy moet nie opgee nie. Jesus het op die kruis gegaan, want hy het geweet, hy kan nie opgee nie. Daar's 'n reis wat ons almal moet deurgaan. Daar's 'n reis wat ons doen in hierdie lewe. En kom ons kyk na Petrus se reis gegaan. As ons nou sien na Petrus, Lukas 5, is hy geroep gewees, waar Jesus hom gesê het, kom, volg my, en ek maak jou visser van mense. En Matteus 14 is een van die wonderlikste goed wat ons kan sien in die wêreld, en wêreld kan ons nie dit begryp nie, is van waar Petrus op water geloop het. En Lukas 22 was een van die donkerste dae vir Petrus gewees, en dis waar Jesus verloon het. In Johannes 21 kom na iets anderste, die herstel van wat gebeur het. En Handelinge 2 is waar Petrus die eerste preek gegee het, waar die Heilige Gees hom gelei het. Dis groei! Dit lyk dit perfek? Nee, dit doen nie. Ons lewens lyk nie so perfek nie. Ons lewens lyk baie erger as dit partykeer. Maar ek wil vir jou sê vandag, dat as jy by God se voete kom en by God volg, sal hy jou lei deur hierdie goeders. Psalm 23 sê dit so mooi. Wat sê hy? Die Here is my herder, ek sal niks my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na water van rus is. Hy spore van geregtigheid. Sy naam wil. Al gaan ek. Hoor, al gaan ek die dag van dood skade. Jesus, julle ken julle Bybel. Wel dan. Dit is Psalm 23. Al gaan ek hierdie dae van dood skade weer, sal ek nie vrees, want U is met my. Hoor jy daai? U is met my. U stok en die staf lei my. Hoor jy, God is met jou. As jy 'n Christen is vandag, is God met jou. En luister wat Filippense 1 vers 6 sê. Omdat ek juis hiervan oortuig is, dat hy, wie is hy? Jesus, hy 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Hallo? Het jy dit gehoor? Jesus is besig met jou. Wie is die hy in hierdie sin? Hy is Jesus. Hy is besig met jou. En hy sal jou volbring, hy sal jou daar kry van waar hy wil hê. Kom ons vat geswim. Ek weet nie of hier so gymmanne is. Is die gymmanne? OK. As jy gegym het, ek gym nie. So jy kan sien ek gym. Ek lewe 'n lekker lewe. Maar as gym, niemand stap ewe skielik in 'n gym en hy's fiks nie. Dis nie ewe skielik van die, okay, ek het 1 gewig opgetel en nou is alles okay. Nou is ek sterk. Mans doen dit baie keer, hulle gaan eendag vir die gym, kyk hulle is 'n spieël, sien al die spiere, sê hulle is reg vir die dag. Dis reg. Genoeg oefening gedoen vir my lewe. Maar wat is dit? Dis fisiese werk. Dis sweet, jy sukkel, jy voel baie keer moedeloos, omgekrap. Dis ongemaklik. In elke sport ook, dink jy 'n rugby speler vandag van die Springbokke speel, dat hulle net ewe skielik so goed was? Nee, hulle het begin, hulle het gewerk, hulle het goed ingesit. Selfs as jy studeer. As jy studeer, word jy nie ewe skielik 'n boffin oor alles nie. Jy moet leer, daar's werk, daar is goed wat jy moet insit. Maar as jy aanhou met dit,
wat God vir jou sê, en met die gym, met die leer, of met enige ietsie, as jy aanhou met dit, verander jy. Jy verander, my vriend, as jy die Bybel bestudeer, as jy God soek, iets gebeur, hy verander jou. Want hy roep jou, en dan verander hy jou. Amen. Net so werk dit in geestelike groei. As jy wil groei, moet ons die tyd insit. Ons moet fisiese werk baie keer insit. Is baie keer om hierdie ding neer te sit. En die Bybel op te tel. Jy moet vandag hierdie hoor. Moenie opgee op jouself. Luister mooi. Moenie opgee op jouself. Ons gee so vinnig op in hierdie lewe. Want ons dink dit is nie wat God wil hê nie. En juis in daai omstandighede wat ons voel, ons kan nie. Ek het 'n preek al gedoen van wanneer jy swak is, wees sterk dan. Wees sterk. Jesus, God is sterk. So wanneer ons nie kan nie, so ek wil sê, nie vir jouself opgee nie. Moenie dink God is klaar met jou en het jy een kant toe gegooi nie. Hy is nog besig. Hy is nog besig met jou. Maak nie saak van hoe oud jy is en wat jy alles gedoen het nie. Hy is besig met jou. Amen. Mense moet dit hoor vandag. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Mens weet, ek weet dis 'n paar mense wat dit vandag moet hoor, is van jy moet nie opgee nie. Petrus se grootste fout wat hy gedoen het. Dink aan jou grootste fout wat jy ooit in jou lewe gedoen het. Dink. Dink het jy hom? Of weet jy hom nie? Maar hier is, maar Petrus se grootste fout is hy verloon vir Jesus. Nie een keer, nie 2 keer, maar 3 keer. 3 keer sê hy ken hom. Lukas 22 vers 61 tot 62. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woorde van die Here onthou wat hy vir hom gesê het. Voordat jy aankraai, sal jy my 3 maal verloon. The Lord turned and looked straight at Peter. Hy het 3 keer gedoen. En Jesus kyk hom. En onthou hierdie woorde. Wat moes hy gevoel het? Toe jy iets verkeerd gedoen het in jou lewe, wat moes jy gevoel het? Wat het jy gevoel? Het jy geweet dit is verkeerd? Het jy eweslik berou gekry vir wat jy gedoen het? Want dit was breekpunt geweest. Maar dit was nie die einde gewees. Kom ek vertel nou gou vandag die verskil tussen Judas en Petrus. Judas het ook Jesus verloon, want hy het hom verraai. En Petrus het hom 3 maal verloon. En daarso is daar 2 verskille wat ons duidelik sien in die woord van God. Judas het ook berou gehad vir wat hy gedoen het. Maar wat het hy gedoen? Hy het sy eie lewe geneem. Wat hy so sleg gevoel oor wat hy gedoen het. Petrus het ook baie sleg gevoel vir wat hy gedoen het, maar kyk wat hy gedoen het. Kyk wat het gebeur in Johannes 21. Herstel het gekom. Herstel het gekom want Jesus vra, het jy my lief? Nie, hoekom het jy hoekom het jy my verraai nie, hoekom het jy my gelos nie? Hy sê, het jy my lief? My boetie en sussie, is wat miskien Jesus vandag vir jou sê, of jou vra, het jy hom lief? Want hy sê klaar met jou nie. Kom terug na die verhouding toe. Dis wat Jesus daar sê. Het jy my lief? En hy sê ja. Interessant is, Jesus het vir hom 3 keer dit gevra. Hoeveel keer het Paulus
om Petrus om verloon? 3 keer. Hierso 3 keer verloon. Net interessant ding. Jou mislukkings diskwalifiseer jou nie. Dit diskwalifiseer jou nie om Jesus te volg nie. Dit diskwalifiseer jou nie dat Jesus jou kan gebruik nie. Diskwalifiseer jou nie. Maar dit vorm jou. Dit kan jou vorm. Dit kan ietsie anders in jou doen. Hierdie een van my gunsteling vers is Romeine 8 vers 28. Wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. En hulle wat na sy voorneme geroep is. So my vraag vir jou is vandag, het jy vir God lief? Het jy vir God lief? Ek vra weer, en dis baie mense nog nie antwoord nie. Het jy God lief? Okay, goed. Wat sê die woord vir ons? Wat sê die stuk vir ons? Alles werk uit teen goeie mee vir die wat hom lief het. So as jy iets in jou lewe het wat nie reg lyk nie, of goed wat nie uitwerk nie, wil ek vir jou sê, hou moed. Daai vers sê vir ons baie duidelik. Alles sal uitwerk. Hou moed. Hou moed. Nie opgee nie. Nie opgee nie. Want as God se doel sal voortduur. Jou verlede eindig nie, is nie gelyk aan jou einde nie. Maar nie die begin. God gebruik het om te groei. En daar is een ding, een persoon in die drie eenheid, wat ons help met dit. En weet jy wie is hy? Weet jy wie is hierdie persoon, wat ons help? Hierdie lewe, wie is dit? Die Heilige Gees. Dis die een wat ons help deur hierdie lewe om nie moed te verloor nie. Om ons te verander, want hy is die een. Hoor gou Petrus sonder die Gees, toe hy nie Gees gehad het nie, was hy bang geweest, hy was onseker geweest, hy het maklik geval. Maar luister wat toe gebeur het, ons sien dit baie keer in Handelinge, en Petrus was bold geweest. Dat is nie 'n mooier Afrikaanse woord as bold nie, in Engels. Hy het kragtig bedien. En hy het vol vuur bedien. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang. Wanneer, wat wie? Die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. God sê, die Heilige Gees gee vir jou krag. So wat jy mag deurgaan in die lewe, wat se doodsvallei jy mag deurloop nou, of wat jy nog gaan deurloop, wil ek vir jou sê vandag, God is met jou, hy gaan jou deurdra, en jy moet nie moed verloor nie. Want geestelike groei is nie 'n self-help ding nie. Dis 'n Heilige Gees help my ding. Dis nie wat jy kan doen nie. Dis wat die Gees kan doen. Maar wat jy kan doen, is oorgee aan die Gees. Amen. Is jy reg om oor te gee? Wil jy groei in hierdie maand? Wil jy groei in hierdie jaar nog? En dis mos die tyd. Jy kan nie groei sonder die krag van die God nie. Jy kan nie groei sonder die Heilige Gees nie. Jy het hom nodig. Jesus roep jou, maar hy los jou nie soos jy is nou nie. Hy roep jou soos jy is nou, maar hy los jou nie so nie. Hy verander jou. Hy roep jou uit jou gebrokenheid. Hy roep jou op die pad wat jy verlore lyk. Hy roep jou om jou gebruik, selfs in jou mislukkings. Hy roep jou dat die Gees jou kan vorm. En dat die Gees jou kan vul. Voor ons nou aangaan, en voor ons nou in gebed gaan, sê gou vir die uitdaging vir die week op, asseblief. Hierdie uitdaging wat ons weekliks opsit, weer eens, is nie vir my nie. Ek doen dit ook, maar is vir jou. Dis om jou te help om te groei. Dis om help om te sien, wat moet ek verander? Wat is daar wat ek moet verander? Want baie keer in 'n kerk, jy hoor so mooi wat gesê is, en jy sê, is 'n awesome preek, en jy stap in die deur uit, jy klim in jou kar, kom by die huis, toe, alles vergeet. Hier is om jou te herinner, in wat God is besig. Dis 3 goedjies wat jy moet doen. Net 3.
Dit is so maklik. As jy gedink het, as jy net een wil doen, doen een, maar doen ietsie. Doen ietsie, want God wil jou gebruik. So, bid, Here, vorm my, en gee U my proses. Ek gee U my proses. Van proses van, wat is jy besig om te doen in jou lewe? Waartoe is jy besig om te pad? Lees elke dag 'n hoofstuk uit die evangelies, Markus, Matteus, Lukas en Johannes, en dan volg Jesus prakties in een area. Kies een area in jou lewe. Een area. Een area in jou lewe, wat jy moet volg. En om te volg is om te neer te lê wat jy soek en vat wat hy soek. Maar die Heilige Gees gaan jou gebruik. Kom sluit ons oë asseblief. Leef vandag met jy net clear your mind. Maak jou dag skoon. Ek weet die week was erg geweest, wat goed gebeur, dat situasies wat nie goed lyk het gebeur. Ek wil hê jy net een kant toe sit vir 'n oomblik. Net een kant toe. En die fokus net gou op, wat is jou proses nou? Wat is jy besig om te doen? Waar is God jou besig om jou te gebruik? Want jy voel miskien vandag, ek is nie goed genoeg nie. Ek het te veel foute gemaak in my lewe. Ek het geval soos Petrus. Ek het hom verloon. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Die vyand is baie goed om leuns in ons gedagtes in te gooi. En jy kan kies om dit te glo of nie. As jy vandag hier is en jy glo 'n leuen, want jy nie goed genoeg is nie, my vriend, jy is goed genoeg. God het jou gekies, het jou gemaak in jou moeder se skoot. Voor die grondlegging van die aarde het hy jou geken by die naam. Miskien sê jy vandag, maar ek het nie genoeg invloed nie, ek is nie ryk genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie. Ek wil sê, Jesus het 'n visserman, Petrus, gekies om te volg. Hy kan jou gebruik. He doesn't need all these glitz and glamours. Hy soek jou. En is dit miskien 'n leernis? Ons gaan dit verander. Miskien voel jy afgeskryf. Dat niemand omgee oor jou. God het jou sommer een kant opgegooi. Ek wil vir jou vandag sê, God vra een ding vir jou. Sal jy my weer volg? So ek wil graag 'n uitnodiging maak. Jy gaan opstaan en gaan uit jou bank uit beweeg en voorkom staan. En as dit jy is, glo ek en vertrou ek die Heilige Gees sal vir jou sê, en wanneer jy nie wil opstaan nie, sal jou boude begin warm word, dat jy moet opstaan. En jy gaan teen dit stry, maar God gaan sê, staan op. En vandag is jou dag, wat Jesus vir jou sê, vir jou vra, sal jy my weer volg? En ek wil graag jou uitnooi, as jy wil terugkom na jou roeping toe, kom vorentoe. As jy wil kom en gee jou proses oor vir God, wat hy besig is om met jou te doen, en nie jy wil, wat jy jou goeders wil doen nie, maar God se wil ek jou vorentoe roep. En as jy wil hê hy met jou vorm, wil ek jou vorentoe. So as jy so is, bid ek die Heilige Gees iets vir jou gewys het. Hy het jou geopenbaar, maar ook dat jy jou boude nou warm maak, dat jy voorkom staan. Is daar enige iemand wat so voel? Enige iemand wat altyd net een om te kom? Gaan hom weer vra. Sal jy hom weer volg? Will you follow him again? Is baie van ons
wat moet deur goed werk, deur goed gaan. Maar vertrou in die proses. Trust the proses. God is nie klaar met jou. Hy gaan nie klaar met jou wees. So nie opgee op hom nie, want hy het nie opgegee op jou nie. Amen. So kom ons sluit ons oë sit. Hemelse Vader, Papa God, ons koning, ons Here. Dankie dat U elkeen van ons geroep het. U het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. In Suid-Afrika, in die Oos-Vrystaat, in Vicksburg, het U ons geroep. En Vader, waar ons geroep is, laat ons uitgaan. Gebruik ons, vorm ons, maak ons. Want U is die potterbakker, en ons is die klei. En Vader, waar ons hier so is vandag, en waar elke gemeentelid sê, hulle gesê, hulle is geroep. Vader, ek bid dat U hulle sal vorm, hulle sal maak, dat U hulle sal by 'n plek bring. En waar U hulle wil hê. Baie van ons gaan deur die dal van doodskade weer. Baie van ons gaan deur goeters in ons lewens, wat ons dink, ons diskwalifiseer. Baie van ons dink, ons verlede diskwalifiseer ons. Maar God kyk nie na daai nie. Hy kyk na jou. Hy kyk wat jy nog kan word. En my boetie en sussie, God kan jou gebruik. Gee oor. Groei. Soek hom. So Vader, ek bid vir elke persoon wat uitgaan in die week. Laat ons nie net sê en hierdie Sondag toemaak op 'n Sondag nie, maar dit elke dag sal uitleef. Waar ons gaan, in ons werke, by die skool, waar ons loop by Checkers of by Shoprite, of waar ook ons gaan, mag ons die goeie nuus dra. En omdat ons weet, of ons is geroep vir hom. Here, ek bid vir krag, die Heilige Gees net kan gee. 'n boldness, Here, om oor elkeen te kom. En ek bid, Vader, dat U ons sal lei in elke stap. Ek bid alles in Jesus naam. Die gemeente sê, Amen en Amen. Amen. En so sal dit wees. As jy nog gebed nodig het, ons is nog hier. Soos Jacques gesê het, as ons nie weet wat fout is nie, hoe gaan ons vir jou kan bid? Ons weet ons is goed, ek weet ek kan baie goed ruik, maar ek kan nie daai goed ruik nie. So sê vir ons daai iets fout is, as ons saam met jou kan bid, as iemand siek is, of jy wil vir 'n werksonderhoud gaan, of enigietsie, praat met ons, en ons saam kan bid. Ons is 'n familie wat saam wil bid. Amen. So asseblief, gaan kry vir julle 'n lekker koppie koffie daarso, lekker tee, sap, en geniet tyd saam. As jy nog gebed nodig het, asseblief, ons is hierso. Dankie.